Ons staan vandag 'n bietjie stil by die vraag wie die boek Deuteronomium geskryf het. Of dalk moet ons eerder vra, hoe het die boek ontstaan? Want sien, Deuteronomium, soos baie ander boeke in die Ou Testament, is nie noodwendig net deur een persoon geskryf nie. Alhoewel die teorie vir baie jare gehuldig is, dat Moses die skrywer was van die eerste 5 boeke van die Bybel, het verklaarders dit latere jare al hoe meer begin betwyfel. Een van die ooglopende redes was byvoorbeeld dat Moses baie moeilik aan die einde van Deuteronomium sy eie dood sou kon beskryf. Daar is egter baie ander, meer komplekse en dieper liggende redes waarom vandag algemeen aanvaar word dat die eerste 5 boeke, of dan die Pentateeg, eerder die eindproduk was van 'n baie lang en 'n ingewikkelde proses. Die kanse is goed dat 'n hele klomp mense aan hierdie proses meegewerk het. Ons moet onthou dat baie van die verhale in die Ou Testament aanvanklik mondelings oorgelewer is, omdat min mense in daardie tyd kon lees of skryf. Oor 'n tydperk van eeue is die verhale dan oorvertel, bygewerk, later op skrif gesit, weer verwerk, totdat daar uiteindelik 'n finale produk ontstaan het, soos wat ons dit vandag in die Bybel het. Wat presies alles deel van die ouer materiaal is en wat in jonger tye ontstaan het, kan moeilik gesê word. Ons weet wel dat al die materiaal deur die loop van hierdie hele proses as gesagvol erken en aanvaar is. Ons sou inderdaad kon sê dat die inhoud van die boek die toets van die tyd deurstaan het. Volgende keer kyk ons kortliks na van die belangrike tydperke wat in die boek Deuteronomium weerspieël word en wat vir ons 'n bevestiging is van die aanname dat die boek oor 'n baie lang tyd ontstaan het. Lekker lees.